Ja, wat sal 'n mens sê van hierdie ontmoeting en veral die perskonferensie tussen president Trump en president Ramaphosa? Ek wil net sê reg aan die begin, dit is eerste indrukke, dis so 10 minute na dit. Dit is soos na 'n rugbywedstryd, 'n mens moet eerste indrukke gee. Mense het nog nie geluister na ander kommentaar en nou is die groot vraag, hoe kan dit geïnterpreteer word? So ek gaan 'n eerste versigtige 'n meer rowwe interpretasie gee. Later in ander video's sal ek dit meer uitpak en kyk wat dit ander bronne en ander mense iets oor sê. Maar my eerste indruk is dat dit wild gegaan. Dit was nie 'n maklike omgewing nie. Ek dink veral vir president Ramaphosa. En die interessante is hoe mense ook al kyk na die saak. Vir my is die kern dat president Trump hierdie probleem probeer oopmaak aan die wêreldmedia. Want tot dusver is Suid-Afrika na 94 nog tot 'n groot mate in 'n witbrood gewees. Met ander woorde, beide nasionale beriggewing in Suid-Afrika en ook internasionaal het vir die ANC geweldige ruimte gegee. Omdat natuurlik 'n bevrydingsorganisasie is, dit is na die Tweede Wêreldoorlog binne die meer, kom ons sê maar wêreldklimaat, 'n organisasie wat groot steun gehad het. Die propagandaoorlog van die afgelope 60 jaar was die ANC beslis die wenners gewees. En nou iewes skielik word daai ruimte oopgemaak en kom 'n ander spel in plek. En dit is presies hier waar ek dink vandag se historiese situasie ontvou, dat die ANC van hier af ook internasionaal uiters krities en meer skerper geïnterpreteer gaan word. Dit is duidelik. Natuurlik was daar baie vreemde skuwe in hierdie perskonferensie. Blykbaar is om 'n video te speel in so 'n konferensie amper 'n eerste, dit het nog nie in die Withuis plaasgevind nie, sover mens weet. Ek dink belangrike kwessies is op die tafel gesit, die hele kwessie van ek dink die belangrike ding is natuurlik moet enige misdaad in Suid-Afrika veroordeel word. Maar die kern van die saak is dat die wit boere word deur hierdie lied uitgelig. En eintlik word, daar's nie 'n lied in Suid-Afrika wat sê ons gaan nou hierdie groep mense doodmaak en dan is daar ook moorde in daardie gebied nie. So alle misdaad in Suid-Afrika moet veroordeel word, maar dit bly steeds geweldig 'n raaisel dat hierdie lied toegelaat kan word in 'n erg verdeelde en 'n hoogs gepolariseerde samelewing. Ander baie belangrike dinge is nie heeltemal aangeraak nie, byvoorbeeld die raswetgewing, maar daar is nou die onderhandelinge na die perskonferensie, mens sal moet sien wat daaruit kom, en die belangrike punt is natuurlik dat ekonomies moet die goeie verhoudinge tussen Amerika en Suid-Afrika so ver as moontlik bestendig word en voortgesit word, maar daar kan natuurlik is die opsie nog altyd van bepaalde sanksies wat teen individue geloods kan word. Maar mens sal nou moet sien wat in die volgende bespreking gaan uitkom na die perskonferensie. En dan wil ek net sê 'n laaste opmerking, tog was dit vir my, dit het my as Suid-Afrikaner goed gevoel dat daar 'n verskeidenheid van Suid-Afrikaners was, wit en swart. Ek sou graag meer, miskien bruin wat daar wou gesien het, of Indies, as mens hierdie kategorieë kan gebruik. Maar wat my goed was, daar was meer as net een seksie van die Suid-Afrikaanse samelewing, en nie net die ANC nie, maar 'n wye verskeidenheid van Suid-Afrikaners wat hulle woord gedoen het, en elkeen het gepraat met 'n sekere vorm van onafhanklikheid, en dit het ook iets oor onsself gewys. Goed, dis 'n eerste indruk, ek sal weer terugkeer met 'n opvolg. Dankie.